Ons gaan saam lees daar uit Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 4. Vandag is vir baie mense 'n moeilike tyd of 'n vervelige tyd. Vir party mense hou nie van vandag nie. Hulle kyk die hele tyd vooruit na 'n beter dag. Hulle dink as môre aanbreek en al die omstandighede en dinge is ideaal, as my drome eers waar geword het, dan gaan ek gelukkig wees, dan gaan ek lewe. Maar tot dan is ons as ware besig om te wag. Vir hulle is dit baie keer soos goeie weer. Dis nog nie hier nie, ons wag nog daarvoor. En intussen gaan die tyd wat God vir hulle gegee het, verby. Baie mense wag vir beter dae en mis die geskenk van hierdie dag. Daar is daar weer ander mense wat terugleef in die verlede. Hulle praat die heeltyd van die goeie ou dae. En hulle verlang terug na daai dae, hulle wens hulle was weer daar. Dis asof hulle vasgehaak het by die verlede. Ander mense haak ook vas in die verlede, maar hulle haak weer vas by slegte gebeure, by krisisse uit die verlede. En dis asof hulle net nie daaroor kom nie. En dit wat daar in die verlede gebeur het, hou hulle vas, sodat hulle nie vandag voluit kan lewe nie. Die toekoms is natuurlik belangrik, en dit wat in ons verlede gebeur het, is ook belangrik. En ons gaan 'n bietjie by volgende geleenthede daaroor praat, wat is hulle plek? Maar hier is 'n baie belangrike waarheid. God hou van vandag. Dis sy gunsteling werkstyd. Vandag. Kom ons lees nou saam daar in Hebreërs 4, ons lees van vers 7 af, of ons lees eintlik net vers 7. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Vandag, as julle sy stem hoor, moenie hardkoppig wees nie. Ek sê, God hou van vandag, dis sy gunsteling werktyd. Vandag is God se geskenk vir my en vir jou. God het hierdie dag gemaak vir my en vir jou. Ons kan nie môre vandag al leef nie. En ons kan ook nie gister vandag weer leef nie. Ons moet vandag lewe. Vandag is vir God baie belangrik. Hy werk vandag. Hy sorg vandag. En hy praat vandag. Daarom is dit nodig dat ons vandag moet vra, moet leef saam met hom, moet doen wat hy sê, dat ons vandag moet lewe. Ek wil 3 Bybelse waarhede met julle deel oor vandag. Die eerste een is, God het die wêreld gemaak teen die spoed van een dag op 'n slag.
En die wêreld funksioneer vandag nog teen die spoed van een dag op 'n slag. As julle weer 'n bietjie gaan lees in Genesis 1 en Genesis 2, die skepingsgeskiedenis, dan staan daar elke keer, God het dit en dit gemaak, en dan staan daar, en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En dan doen hy weer goed, en dan, dit was aand en dit was môre, die tweede dag. So God het hierdie skepping gemaak teen die spoed van een dag op 'n slag. En so het hy 'n orde ingestel vir hierdie skepping, dat dit funksioneer op een dag op 'n slag. Die tweede ding is, God versorg sy skepping teen die spoed van een dag op 'n slag. As julle nou 'n bietjie terugdink aan toe Israel deur die woestyn trek op pad na die beloofde land, en God vir hulle sorg deur vir hulle manna en kwartels te gee, dan mag hulle net manna opgetel het vir vandag. Alles wat hulle meer opgetel het, wat hulle wou oorhou vir môre, het vrot geword. Net die dag voor Sabbatdag mag hulle opgetel het vir môre, en dan het dit nie vrot geword nie. Want God sorg een dag op 'n slag vir ons. In die derde plek, God werk in sy kinders se lewe teen die spoed van een dag op 'n slag. Partykeer is ons haastig en wil ons voor die Here eintlik uithardloop. Ek leer iets en dan wil ek hê hierdie ding moet nou in my lewe gestalte kry en alles moet nou reg wees en goed, en ek wil eintlik, as ek vandag tot bekering gekom het, môre 'n geestelike reus wees. Maar God werk teen die spoed van een dag op 'n slag, ook in my hart en lewe. En as ek vir iemand anders bid, wat ek graag wil hê die Here moet daai persoon aanraak, dalk tot bekering bring, of iets in daai persoon se lewe verander, dan wil ek hê dit moet nou gebeur. Maar God werk teen die spoed van een dag op 'n slag. So as jy nou so 'n bietjie aan jouself dink, is jy geneig om vooruit te lewe, in die toekoms te lewe? Dat dit wat jy nou doen is so gefokus op die toekoms, dat jy eintlik vergeet om vandag te lewe, om vandag te geniet. Is jy besig om so te hardloop en voor te berei vir die pad vorentoe, dat ek eintlik nie tyd het om vandag met my mense te spandeer nie? Of is jy weer geneig dalk om in die verlede te lewe, waar jy terugdink aan die goeie ou dae, en daarna terug verlang, en dan eintlik sê, maar vandag het ek niks aan nie, want dis nie so goed soos dit daai tyd was nie. Of hak jy vas by slegte dinge uit jou verlede, wat vir jou vashou, en wat maak dat jy nie vandag met vreugde kan lewe nie? Waar sien jy jouself, of lewe jy vandag? Geniet jy vandag? Waardeer jy elke ding wat God vir jou gee vandag? Daar is 'n tendens in die wêreld wat vir ons baie skade berokken. En dit gaan oor die spoed waarteen ons leef. Ons jaag ons baie keer self halfpad dood, agter 'n klomp goed aan. Maar vanaand as ek in die bed klim, dan voel ek leeg. Ons het soveel dinge om te doen en te min tyd daarvoor. Dis nie dat ek nie besig is nie, ek is dalk te besig. En dan mis ek so baie eintlik. As ek nou 'n voorbeeld kan noem om te demonstreer hoe dit werk, kom ons sê ons stap deur die wildtuin saam met 'n veldgids. En ons stap
teen stapspoed, dan gaan jy baie sien en baie beleef, want jy beweeg stadig. As jy met 'n motor ry, sien jy minder en beleef jy minder, want jy's bietjie, daar's iets rondom jou wat bietjie afstand skep en jy beweeg vinniger. Jy sal by party goed verby ry wat ouens wat gestap het, raak sou gesien het. As jy met 'n vliegtuig oor die Wildtuin vlieg, gaan jy baie vinnig oor wees, maar jy gaan min sien en min beleef. En baie van ons lewe soos iemand in 'n vliegtuig. Ons is haastig op pad. Daar's so baie wat gedoen moet word. My dag is so vol. En dan mis ek eintlik die goed wat die lewe vandag mooi maak en die moeite werd maak. Dit my sommer getref, eendag het oom Johan in 'n preek genoem, hoe hy agtergekom het, hy sal vir Tannie Elsabie vra, het ons al koffie gehad? Want hy het koffie gedrink terwyl hy besig was om te werk. En nou het hulle gemaak dat, in plaas daarvan om die koffie te drink terwyl hy werk, stop hy die werk, en hulle gaan sit, en hulle geniet die koffie. Sulke eenvoudige dingetjies, waarby ons verbygaan, omdat ons te besig en te haastig lewe. Die spoed waarteen ons lewe steel dikwels ons lewenskwaliteit. Dit maak dat ek nie tyd het vir myself nie tyd het vir my kinders nie tyd het vir my vriende nie tyd het om te rus nie tyd het om regtig stilte tyd te hou en met die Here te ontmoet nie. Want hier binnekant is ek die heeltyd gejaag. Dit steel ons lewenskwaliteit. In die tweede plek bring dit stres. Jy kan dalk agterkom, jy's voortdurend gespanne. Dis asof hier 'n veer binne in jou is wat al stywer en stywer opgewen raak. Jy raak geïrriteerd. As mense aandag vra, tyd vra, raak jy ongeduldig, want ek moet nog dit doen en ek moet nog dit doen en ek moet nog dit doen. En in die proses raak ek al meer gestres. En dit put ons uit. Ons vol programme is soos 'n bodemlose put, wat al my energie opslurp. My reserve-energie is al opgebruik. Die tank wys lankal 0. En nou begin ek al energie leen by môre. Ek leef al eintlik op môre se krag. So, ek hardloop op empty. En die groot rede hoekom dit in ons lewe gebeur, is omdat ons te besig is, te haastig is en vergeet, ons moet lewe een dag op 'n slag. Ek wil hierdie voorbeeld gebruik van Martha en Maria. Jesus kom by hulle en Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak en sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie, sy moet my kom help. Martha sit by Jesus se voete en luister na wat Jesus sê. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Martha wil alles reg hê. Alles moet netjies wees, elke ding moet op sy plek wees. Ons moet ordentlike kos hê, ons moet dit hê, en daar's 'n hele lys goeders. En sy hardloop agter hierdie goed aan. Maria gaan sit by Jesus se voete. En sy luister wat hy sê. En sy drink sy teenwoordigheid in. En Jesus sê vir Martha, jy is bekommerd oor baie dinge,
Maar net een ding is nodig, Maria het die beste deel gekies. Is jy dalk geneig om so besorg en bekommerd te raak oor baie dinge, en in die proses die beste deel te laat verbygaan? Hierdie gedeeltetjie bring ons nou uit by wat sou jy sê is die oplossing? Hoe kom ons op 'n plek waar ons leer om vandag te lewe? En hoe kom ek op 'n plek waar ek nie my lewenskwaliteit prysgee, uitgeput is, opgestres is nie, maar met vrede en vreugde kan lewe? Die eerste ding is, vreugde en vrede begin by die Here. Hier is so 'n mooi vers in Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Dit beteken julle volmaak met vreugde en vrede, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Al hierdie goed waaroor ons baie keer so bekommerd is, waar agter ons so aan hardloop, kan nie vir ons vreugde en vrede gee nie. Net God kan. En die vraag is, spandeer ek tyd met hom? As ek nou gaan stilte tyd hou, praat ek met hom my dag deur, en sê vir hom, Here, vandag is hierdie goed op my agenda. Wys vir my, Here, is hier dalk iets wat ek moet uitgooi? Is hier goed wat my te besig maak? Is hier iets wat U wil bysit? En ek begin fokus daarop om te lewe volgens God se leiding op die tempo wat hy vir my wys. Dis die eerste groot ding. Die tweede dingetjie wat ek wil sê is, word 'n vandag mens. Word 'n vandag mens. Hoe doen ons dit prakties? Die eerste ding is, kies om vandag tot eer van die Here te leef. Vandag. Nie te sê, ek sal môre as ek meer tyd het. Ek sal nou, vandag, tot eer van die Here leef. Dit beteken, dat as die Here nou vir my vra om te gaan stil staan by iemand, dan gaan staan ek stil. As die Here vir my vra om iets op my program prys te gee, dan gee ek dit prys. Maar ek kies om vandag tot eer van die Here te leef. Ek wil nie hiermee sê dat 'n ou nie produktief kan wees en baie goeders doen nie, maar as daai goed jou begin kos aan jou lewenskwaliteit, en jou opstres, en jou moeg maak, dan moet jy begin kyk. Die tweede ding is, ek vra vir vandag se genade en krag, om vandag te doen wat hy wil. Ons is baie keer so besig om klomp goeders te doen, en ons is uitgeput, maar ek het nodig om eers by die Here te gaan sit en sê, Here, hier is my program van vandag, wys my wat moet ek uitgooi, wat moet ek bysit? Here, sal U vir my krag gee om hierdie goed wat ek vandag moet doen, te kan doen. Geef my vandag se krag, asseblief. En dan kies ek om op te hou om my te bekommer oor môre. Hierdie gedeeltetjie uit Matteus 6 sê, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Dis Jesus wat hier praat. Dink julle hy het dit bedoel toe hy dit gesê het? Het hy bedoel toe hy gesê het, moet jou nie bekommer oor môre nie? Net so 'n stukkie voor dit sê hy, julle Vader in die hemel weet tog wat julle nodig het.
Maar ons kan vandag so opvoeter deur ons te bekommer oor môre, want ons glo nie dat Jesus dit regtig bedoel het nie. Ek kies dus om op te hou om my te bekommer oor môre. Ek bring my nood en my behoeftes voor hom, en ek vertrou hom daarmee. Ek vertrou dat die Here môre vir my sal sorg. Ek maak my los van die foute en die sleg van gister. Die foute en die sleg van gister hou party mense regtig so gevange, dat hulle nie vandag geleef kry nie. Ek onthou 'n oom in 'n vorige gemeente, waar ons die kerkraadslid van in wie se wijk hy is, sê vir my, die oom kan hy nie onthou dat hy al ooit in die kerk was nie. En ek en hy gaan besoek die oom, en toe ek nou mooi met die oom praat, toe vertel die oom vir my hoe hy seer gekry het in die kerk. Hulle het gevra, hulle soek mense om te kom help met sondagskool. Dis nou by 'n ander gemeente gewees. En hy gaan meld aan en hy sê hy sal kom help met sondagskool. En die dag wat hulle toe gesê het, hulle moet daar wees, daag hy daar op. En die ou sê van, ag nee, ons het jou nie meer nodig nie, ons het iemand anders gekry. En daai ding het so in die oom se hart gesit, dat hy vir 30 jaar nie kerk toe gekom het nie. Sy verlede het sy vandag beheer, en het gemaak dat hy nie vandag kon leef, en die vreugde kry, en die goedheid van die Here ontvang, wat die Here vir hom wil gee nie. Want hy het nog vasgehaak in die verlede. Dis hoekom Paulus sê, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, en strek my uit na wat voor is. As ek vashou aan gister, en aan die sleg wat daar gebeur het, kan ek nie vat wat God nou vir my wil gee nie. En as jy dalk sukkel met hierdie ding, en jy is nog by gister se slegte goed, dan het jy nodig om hulp te kry daarmee. Gaan na iemand toe wat jy vertrou, met wie jy dit kan deel en kan deurpraat. En maak daai goed klaar, sodat jy kan lewe. Die toekoms is die Here se afdeling. Ek vertrou hom daarmee, en maak die beste met wat hy my vandag gee. So die toekoms is die Here se afdeling. Ek vertrou hom met die toekoms. Ek doen vandag wat hy my wys om te doen, in die vertroue dat dit ook in die toekoms goeie vrugte sal aflê. Dis mos wat die Bybel sê, wat jy saai, sal jy oes. En die Here is die een wat vir ons wys wat om te saai. En partykeer raak ons so angstig en so gespanne, en ons kyk na al die goed wat in die koerante en oral staan oor mense se pensioene wat te min is en al hierdie goeters, en dan probeer ons om harder te werk sodat ons meer kan wegsit, en dis nie verkeerd om voorsiening te maak nie, ek praat niks teen dit nie, maar ons raak partykeer so angstig daaroor, dat ons eintlik vandag mislewe, omdat ek probeer voorsiening maak vir môre. En ons het nodig om te leer, om die Here met ons toekoms te vertrou, en die beste te maak met wat hy my vandag gee. As jy nou so bietjie net weer dink, is jy 'n vandag mens? Of is jy 'n môre mens? Iemand wat in die toekoms probeer leef? Of is jy 'n gistermens? Iemand wat nog in die verlede vashak? God roep my en jou om vandag te lewe. Vader, baie dankie dat U ons vandag gegee het. Hierdie oomblik gegee het. Hierdie boodskap gegee het. Dat U vandag met ons praat. Dat U wil hê, ons moet vandag lewe. Ons moet vandag geniet.
Ons moet vandag tot U eer lewe. Here, vergewe ons dat ons so maklik vashak by die goed van die verlede. Of dit nou die goeie is, waarna ons terugverlang, of dit slegte goed is wat ons vashou. Vergewe ons as dit ons keer, Here, om vandag voluit te lewe. En ekskuus dat ons baie keer vooruitgryp na die toekoms, en dat ons net leef vir wanneer die vakansie kom, of wanneer dit naweek is, en ons mis die seëninge van vandag. Help ons asseblief, Here, om in te val by U tempo van lewe een dag op 'n slag. Dit sal ons lewe soveel eenvoudiger maak, soveel meer vrede bring. Maar ons sukkel, Here. Ons is vasgevang in 'n wêreld, in 'n denkpatroon wat ons gevange hou, en wat ons laat sukkel om te lewe soos wat U eintlik wil hê ons moet lewe. Partykeer dan kom ons agter, ek is nou 'n gelowige, maar ek is net so gestres soos mense in die wêreld. Ek is net so gejaagd. Ek voel ook net so gespanne, asof ek nie kan tot rus kom nie. En help ons, Here, dat ons geloof in U 'n verskil sal maak in die manier hoe ons elke dag lewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.